naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ja, volgens my tema wat ek gaan mee begin, is ook ons jaar se visie en missie, maar ons gaan dit deel. Dit gaan met Jesus kan ons. Maar ek wil nou eers vanoggend vra, ons staan al op die 4de dag van hierdie Januarie 2026. Wie het die of op oujaarsaand of op nuwejaars toe hulle wakker word gesê, ek gaan hierdie goeders doen 2026. Dan weet die mense het altyd mos van die 1 Januarie af het ek net gesond. Ek draf elke dag 5 kilos, al reën dit, ek gaan draf. Ek ken mense wat dit doen. Maar so vinnig in die begin van die maand kom hy al reeds agter dat dis harde werk. Dis harde werk om elke oggend vroeg op te staan en dan te gaan hardloop. Dis harde werk as jy hard gewerk het by die dag. Jy kom 5 uur, 6 uur by die huis om dan te wil gaan hardloop. Dis moeilik, raak. Dit is ek het nog nooit daai voorstel, daai belofte gemaak teenoor myself, maar ek het al, as ek by die huis kom, in die aand gaan hardloop. Maar weet jy hoe moeg is jy dan, as jy dan van hy 5 kilo of 10 kilo afkom? Dan is jy eers moeg. Dan sien jy kans vir niks nie. Die jaar waarvan ons nog niks weet nie. Wie weet wat volgende maand gaan gebeur? Niemand. Alles is so nuut, dit is, ek sien ons kry baie reën, dit is goed, dit is dankbaar daaroor. Maar ons weet nie wat is God se plan met al hierdie reën nie. God het 'n plan met hierdie reën wat hy vir ons gee. Wil hy ons damme moet vol word, want dan gaan miskien 'n droogte kom. Ons weet nie, maar God weet. Maar een ding wat ek en jy baie goed weet vandag, ons kan nie hierdie jaar alleen aanpak nie. Wie wil hierdie jaar op sy eie aanpak? Ek glo nie, ek gaan een hand sien. Wie wil dit met Jesus aanpak? 100% for sure. Want dan weet ek sal hierdeur kan kom. 'n nuwe begin is nie altyd 'n maklike of 'n bekende pad wat ons gaan stap nie. Dit is, so baie van ons is so bang vir 'n verandering. So bang, ons gaan nie hierdie verandering kan deurmaak nie. Ek onthou 'n paar jaar terug het ons verhuis in Gauteng en haar eerste rit toe ons getrek het, is van, al die vrae van, hoe gaan die kinders, hoe laat moet ons opstaan, wat is dit, hoe lang gaan ek ry tot by die werk? Dus dit het nog gebly, ek het in 'n ander beroep gewerk. Hoe vroeg moet ek opstaan, hoe gaan die verkeer wees, al die vrae wat jy het. En toe die oggend kom, wat ek moet werk, hulle sê vir my, jy moet so ry, die highway oor, dit gaan die vinnigste wees om by die werk te kom. Ek toch toe kyk, en ek ry toe 'n bietjie vroeër, daar ry ek 10 minute werk toe, die stuk lang vir die werk. Eerste dag by nuwe werk en ek is vroeg voor almal daarso. Hulle het seker gedink, hierdie ou is excited om te kom werk. Ek was excited. Jy sien my, ek gaan vir ons volgende bietjie, gaan ons in Exodus 14, vers 10, julle is welkom julle woord oop te maak. Maar ek wil eers net bietjie gaan baie in Exodus 13, waar God die Israeliete op 'n pad gevat het. En God het hulle gelei tot by die Rooi See. Vir die Israeliete het dit gevoel, God straf hulle. God druk hulle hier in 'n plek wat hulle nie weet hoekom. Dink nou jy is op 'n pad, jy journey, en God sê vir jou, gaan so toe. En hier
weet is water voor jou. Ek dink jy gaan 'n bietjie stil sit en dink maar, wat? Het ek reg gehoor? Het God regtig vir my gesê ek moet so toe gaan net om by 'n water uit te kom? Hier staan dit. Maar die storie, die vyand is agter jou. Hy is die een wat jou wil gevange neem. Maar God het 'n plan met hulle. God wil hulle nie red nie. As jy die hele storie deurlees, dit is hy wil vir hulle hoop gee. Maar deur dit alles wil God net hulle geloof bou. Dis hoe God ek en jou geloof bou. Ons kry die hele in ons lewe wat ons moet, wat ons so 'n obstakel voel. Dis nie om jou terug te sit in die lewe nie. Dis bietjie om jou dieper in jou geloof in te val. As ons gaan kyk in Eksodus 14 vers 10 tot 12, gaan ons oor die menslike reaksie bietjie kyk daar van vrees en terugverlang. Ek gaan die eerste stukkie lees, toe Farao naby kom. Hierdie Israeliete kyk so terug en hulle sê, hoe kom Farao? Wat is die eerste ding wat die bulle opkom? Wat die bulle vlam vat? Vrees. Vrees groei wanneer gevaar naby is. Solank die probleem ver is dit maklik. Is die geloof maklik? Jy hoef nie te vrees nie. Ag wat, is daar en ek in die highway. Ag nee. Miskien nog so 2 of 3 of 4 of 5 dae, of miskien oor 'n maand gaan dit eers by ons kom. Maar wanneer dit nader kom, word jou geloof getoets. Gaan jy begin naskou, daai paniekstyt ingaan. Die volgende gedeeltjie slaan die kinders van Israel hulle oë op. Jy sien hierdie kinders van Israel, hulle het nie na God gekyk nie. Hulle het na die vyand gekyk. Hulle fokus bepaal hulle emosie. Die volgende gedeelte is, en kyk daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Vrees is natuurlik. Op elke een van ons wat hier sit, gaan op 'n dag 'n vrees ervaar. Iets. Dit is die natuurlike reaksie. Maar die probleem kom wanneer jy daai vrees toelaat dat hy jou beheer. Want as jy toelaat dat hy vrees jou beheer, gaan die vyand met jou maak wat hy wil. Die volgende gedeelte is, daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Wat jy sien, beïnvloed hoe jy voel. Vrees is menslik, maar die regte reaksie, soos wat Israel gedoen het, is om na die Here te roep. Wanneer daar geen uitweg sigbaar is nie, is God besig om iets te doen. Ons bid baie vir goed wat moet gebeur, maar dit gebeur nie nou nie. In plaas van bietjie langer aan te hou, gee ons nou vandag. Vers 11 sê, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u nou aan ons gedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Jy sien hulle, dit wat agter was, wil hulle eintlik nie agterlos nie. Want nou kom hulle hierso, ons gaan sterf. Vrees laat jou kla. Dan oordryf jy wanneer jy kla. En ons begin om God se verlossing, of dit wat God wil doen, te bevraagteken. Ons vra nie, maar Vader, wat is die plan nie? Maar Vader, hoekom het jy nou dit gedoen? Jesus, wat gaan nou aan? Hoekom? Waarom? Vrees praat in die verlede. Maar wanneer jou geloof praat dit in die toekoms in. Mense sê so maklik, ek kan nie, dit gaan nie werk nie. Dit was beter
net altyd ongeloof nie. Dis miskien dikwels daai oorweldigende vrees wat jy het. Daai van, wat maak ek nou? Hoe gaan ek nou deur hierdie kom? Ons vlees, mens, is so geneig om in die omstandighede vas te kyk. Maar geloof kyk na God. Geloof kyk waarmee God besig is. Wat gaan God vir ons doen? Wanneer die druk toeneem, vergeet ons so maklik waardeur God ons al in die verlede gehelp het. Ons vergeet so maklik daai moeilike tyd wat jy gesurvive het. Dis eintlik daai tyd wat jy moet besef, God, I know you can do it again. Ek weet. Hierdie Israeliete, hulle bang hart kyk terug na slawerny eerder as vorentoe na God se belofte. Vers 12 sê, en dit is nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie. Laat ons met rus dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Hulle wil nie die pad vat wat God vir hulle gee nie. Laat ons maar eerder so slawe gaan werk. Vrees maak slawerny aantreklik en laat die vryheid wat God vir hulle gee agter. God wil vir jou vryheid gee. Wanneer geloof swak is, verkies ons as mens die bekende pyn bo die onbekende wat wag. Ons wil nie weet môre gaan iets gebeur. Ons is bang daarvoor. Ons is bang om dit wat môre of oormôre gaan gebeur te aanvaar. God openbaar vir ons dag vir dag. God sal met jou 'n visioen deel. Wanneer jy terugsit by God en sê, Vader, iets vir my hierdie pad laat loop. Maar nou kom ek by hierdie onbekende. Wat moet ek nou doen? Ja, ek dink ek gaan maar eerder terug na daar waar ek was. Want dit is makliker. Dis daai geliefde lewe. Eksodus 14 vers 13 en 14 praat oor Moses se geloofreaksie. Gaan ons lees van vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Sien, hierdie vyand is op pad. Hy kom. God vra nie eers dat hulle moet wegvlug nie. God sê wag en kyk. Wat ek vir julle vandag sal bewerk. Geloof begin waar ons ophou paniekerig rondhardloop. Wanneer hulle hierso rondhardloop en hulle weet nie watter kant nie. Hardloop rond soos 'n hoender sonder 'n kop. Wanneer jy niks meer kan doen nie, is God gereed om alles te doen. Maar kos ietsie van jou. Net klein ietsie. Om te sê, Vader, ek kan nie. Jesus, ek kan nie. Ek kan nie hierdie alleen doen nie. Ek het U hulp nodig. Verlossing is nooit die produk van menslike krag nie. Dit is altyd die resultaat van God se genade. As God jou deur iets gehelp het, hy jou versterk om dit te doen. Maar sonder God se krag is dit moeilik. Die stryd behoort aan God, nie aan die volk nie. God vra nie eers vir hulle vir aksie nie, maar vertroue en rus by hom. Wanneer God vir jou stry of veg,
is die stil vertroue ons grootste wapen. Wanneer ons dit vir God gee en hom vertrou, om nie terug te vat, I will fight my own battles. Dis nie nodig dat ons eie geveg moet veg nie. Hoekom wil ons eie geveg veg? Geloof is om stil te wees terwyl God werk. Maar wanneer jy stil is nie agteroor op die lazy boy lê en sê happy days nie. Nee. Dis wanneer jy moet aanhou bid. Jy moet aanhou glo. Eksodus 14 vers 15 God se opdrag stap vorentoe. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Daar kom 'n oomblik waar gebed moet oorgaan in 'n gehoorsame bewegingsaksie. Dit kom my op, Jesus vir daai man sê by die bad, staan op en loop. Wat sou gebeur het as daai man nie opgestaan het en geloop het? Ons moet gehoorsaam wees. As hy net al bly lê, gesê het maar, ek kan nie loop nie, my vriende bring my altyd hiernatoe, dis maar waar ek bly. Hy sê vir hom, staan, vat jou bed en loop. Dieselfde wat jy moet doen, loop tot die Here. Geloof is nie om net te bid nie, maar om te beweeg op God se woord, selfs wanneer die pad nog nie oop is nie. God maak vir ons die pad oop, wanneer dit vir ons nog toelaat. Eksodus 14 vers 16 is Moses wat gehoorsaam is. Vers 16 sê, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Jy het al gesien as 'n dam droog word, daai onderste modder wat daar lê. Dis modder. Onthou as 'n kind het ons altyd in die, as daar seisoen begin leeg word, as die rivier so 'n bietjie begin minder loop, dan loop jy knie diep in daardie moddermoeras. Maar die woord sê vir ons op droë grond. God gaan nie net vir jou wegmaak en vir jou sê, suffer daardeur nie. Hy gaan vir jou wegmaak dat jy daardeur kan stap. En terwyl ek hierdie voorberei in 'n dam, in die see, is daar klippe. Ek het hierdie prentjie in my kop van toe daai water split. Daai hele strook is skoon. Soos 'n pad wat nou geskraap is. Daar's nie klippe wat hulle met hulle waans kon dit moeilik gemaak het om deur te gaan. Dit is wat God vir jou wil doen in 2026. God wil vir jou 'n pad maak waar daar nie 'n pad is. Hy wil nie vir jou op 'n pad stuur en vir jou sê, my kind, jy gaan suffer hierdie jaar nie. Hy wil vir jou pad maak dat jy dit met gemak kan deurloop. Ek sê met gemak. Dis nie om daai klippe dat jy heeltyd moet face nie. Daai wat jy kan nie loop nie, jy moet so versigtig wees. Maar wanneer jy begin 'n pad loop, die woord sê ook, ek maak die pad vir jou gelyk. Maar dit veg bietjie van jou ook om daai pad te help gelyk maak. Jy kan nie lewe lei soos jy wil en dink God gaan die pad met my gelyk maak nie. Jou kant, jou deel moet jy ook bring.
beveel, kom die krag nie uit die staf nie, maar uit sy woord wat gehoorsaam word. God het gesê, vat jou staf, steek hom en kloof die water. Gehoorsaamheid is die skakelaar. Julle moet dit, ek is 'n prentjie mens, hierdie ligskakelaar. Gehoorsaamheid is hierdie skakelaar. God is die kragbron. En nou as jy hierdie skakelaar wil aktiveer vir God se krag, moet jy gehoorsaam wees. Jy moet jou gedeelte doen. Vers 21 is die God maak 'n weg. Toe Moses sy hand oor die see uit, steek sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die water is gekloof. As Moses nie gehoorsaam was nie. Ek sê dit weer, so daai man wat daar gelê het en hy nie gehoorsaam was, hy het nie gereageer nie. As Moses nie gehoorsaam was op God se woord nie, sy ook teen die een gesterf het. Maar deur sy gehoorsaamheid, wat God hom beveel het, is Israel gered. Die pad van redding, die Israeliete kan nie deur die see gaan. God skep 'n uitweg in 'n onmoontlike omstandighede. Wanneer alles onmoontlik lyk, kom God en hy verander dit. Die Here ry terug, het oor goed gebid en gevra. En op 'n dag, toe sit van, dit was klaar gedoen. Ek is van ek het nie geweet dit is klaar gedoen. Maar sien, ons is geneig om aan hierdie probleme vas te kyk. Wanneer ons dit vir God gee, hierdie probleem, en ons sê, Vader, Jesus dit, hanteer U dit vir my. Maar ons moet ons nie terugvat nie. Dus kom dit my gedagtes uitgegaan. Want as dit in my gedagtes heeltyd vashou, heeltyd daaroor gedink het, ek sou daaroor begin top het. Maar toe ek het vergeet, ek sê nou vergeet, maar toe ek nie meer daaraan dink, toe werk God. Vers 22 sê, en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en hul linkerkant. Wat vir Israel 'n graf moes gewees het. Hulle moes daar gesterf het. Het God kom verander in 'n grondpad, dat hulle kon neergaan. Dit wat jy dink, ek is in hierdie put, ek is in hierdie omstandighede, dit veg jou gehoorsaamheid om vir God te luister. God se beskerming. Die water staan soos mure aan beide kante. God beskerm hulle van die vyand. Vers 26, wanneer God die vyand hanteer, sê daarop het die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dis nadat Israel deur is, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. God beskerm sy volk en straf die wat hulle teenstaan. God gebruik die natuur om sy plan te laat seëvier. God het 'n plan. Gehoorsaamheid in aksie. Moses trek sy hand soos God hom beveel. Israel word beskerm, die Egiptenare is oorwin. Waar ek op uitkom, op my slot, van Filippense 4 vers 13,
Met Jesus kan ons die krag van die nuwe verbond. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek gaan dit weer lees. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Gemeente, dit beteken nie, ek kan alles doen met wat ek wil nie. Ons is so geneig om hierdie vers uit proporsie uit te trek. Nee, ek kan alles doen. Ek kan alles doen wat Jesus van my vra. As Jesus vir jou sê, gaan bid vir hierdie ene, dan kan jy dit doen. Hy gaan jou die krag gee daarvoor. Johannes 15 vers 5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. Ek praat nie oor aardse goed nie. Ja, God gee ons krag, Jesus gee ons die krag om ons werk op te doen. Om die alledaagse goed op te doen. Maar ek praat hierso van, hy gee vir jou krag om iets te doen. Om iets te doen, vir iemand te gaan bid. Ons elke een gaan in hierdie jaar, op een of ander tyd, soos die Israeliete, voor 'n rooi see staan. Hoekom sê ek dit? Ons gaan moet op een of ander stadium in hierdie jaar, gaan ons 'n besluit moet maak. Ons gaan 'n besluit moet maak, wat nie maklik is nie. Ons gaan 'n besluit moet maak, wat jou, as jy vorentoe gaan, in God se wil, of gaan ek eerder teruggaan? Gaan ek eerder teruggaan na die lekker, verkeerde lewe? God red jou van sekere goeders. Maar wanneer jy daardeur moet gaan, jy bid en jy vra, Here, help my, ek wil ophou rook. Jy bid en bid en bid en bid en bid. Vir die eerste 2 dae kry dit miskien reg, of vir die eerste 3 dae kry dit reg. Maar die 4de dag is jy voor 'n rooi see. Dan hinker jy terug. In plaas van om te sê, Vader, ek vertrou U, ek wil deurgaan. Dieselfde met mense wat verslaaf is. Maak nie saak wat nie. Jy kan dit miskien vir 1 dag of 2 dag of 3 dag los, maar dan vind jy jouself voor 'n rooi see. Jy weet, wat ek kan doen, wat moet ek nou maak? Ag, die maklikste is, weet jy wat, daai maak ek. Die vraag is nie, kan ek nie? Die vraag is vanmôre, vertrou ek vir Jesus? Vertrou ek Jesus om my deur hierdie jaar te help? Ek het hierdie met ons gedeel in die bidkamer. Sagaria 4 vers 6 sê nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Gemeente, 2026 is 'n jaar wat ons meer as ooit op Heilige Gees moet vertrou. Ons moet rely op God se Gees. Besluite wat ons maak, dat dit nie uit onsself uitkom nie, maar dat ons vir God vra, is dit die regte besluit? Is dit die regte besluit, Vader? En ek glo met my hele hart, dat God vir jou die regte besluit sal vir jou wys. Hy sal vir jou sê, ja of nee. Dat ons nie aan einde 2026 kom, en ons dink terug, dat ek hierdie verkeerde besluit gemaak. Ek het hierdie besluit gemaak, dit het my dit gedoen. Ek het hierdie besluit gemaak, dit het mense se lewens verwoes nie.
Sê vir die persoon langs jou, ek kan nie. Maar Jesus kan. Maar wat dit maklik maak, as jy Jesus het. As jy Jesus het, kan jy deur die water gaan. Wanneer jy voel jy verdrink, steek dit op jou hand. Want daar is Jesus wat op water loop. Daar is Jesus wat op water loop, wat jou oplift. Hy wil jou help, hy wil jou uittrek. Ons is so geneig om, wanneer ons voel ons verdrink, wil ons handdoek ingooi. Maar in hierdie tyd waar ons nou is, kan ons nie met handdoek ingooi nie. Ek gaan na die nagmaal, gaan ek vra, die van julle wat gebed nodig het, die van julle wat voel, ek kan nie, laat ons saam met hom bid. Laat ons saam vertrou op Jesus, want hy kan. Amen. Kom ons sit nie so. Dankie Heer Jesus, dat ons weet, ons kan nie. Ons as mens kan dit nie doen. Maar Jesus, met U kan ons dit doen. Ons weet U gee ons die krag, die sterkte, Vader, U gee vir ons wysheid om die regte besluite te kan maak. Vader, ek wil bid wanneer elke persoon wat hier so sit, Vader, elke persoon wat so op die woord gaan hoor oor social media, Vader, wanneer hulle 'n besluit maak en hulle roep U aan, Vader, dat U oor nie doof is om hulle te hoor nie. Vader, ons weet dat U ons gebede verhoor, en Vader, ek bid dat U ook hulle gebede verhoor. Vader, dat U ook vir hulle 'n uitkoms sal wys, watter kant toe moet hulle gaan, watter pad moet hulle vat. Dankie Vader, vir die jaar wat vir ons voorlê. Vader, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons vertrou U. Vader, en ek wil ook dankie sê vir 2025. Vader, dankie dat ons konstante bly deur die jaar. Vader, dankie dat ons as gemeente kan terugkyk en sê dankie vir die groei. Dankie Vader dat U ons finansies seën. Dankie dat U die gemeentelede seën, elke persoon wat bydra. Dankie Vader. Ons weet nie altyd hoekom gebeur seker goed in ons lewe nie, maar Vader, ons vertrou U. Ons weet U het 'n plan, U het 'n doel. Ons wil nie in opstand of in 'n risie met U kom om te sê, maar Vader, waarom het dit nie? Vader, ons vertrou U. Ons vertrou U volkome. Vader, ook vir 2026, bid is dat U die pad vir ons gelyk sal maak voorop. Vader, dat U die stootskrapers sal stuur om die klip uit die pad uit te vat. Vader, daar waar die slote is, soos hulle stoot, Vader, dat die slote kan toekom, dat ons op gladde pad kan loop. Dankie Jesus vir die kruis. Dankie vir die bloed. Ek bid in Jesus se naam. Amen.